Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel en toe daai kooknulslat vir oggend, toe dacht ek vandag het ek en jy 'n afspraak om te praat oor winter. Nou ek floreer nie in die koue nie. Probeer jy elke dag die nuus lees as jy letterlik bibber van binne af buitentoe met sulke blou lippies, daai Russiese tennisname en die Afrika name van ons politikus te lees. Dit is nie snaaks nie. Maar toe vind ek nou nogal 'n interessante skrif hier. Dit kom uit Genesis 8 vers 22. Hy sê, solank as wat die aarde bestaan, sal daar saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter en dag en nag bestaan. So, ek is getroud met 'n saadkundige. Hy werk vir 'n saadmaatskappy. Hy werk met die boere en hy sal vir jou sê, die boere raak baie bekommerd as die winter nie yskoud is nie, want die pla op die lande gaan eers dood wanneer dit koud genoeg is. As dit nie koud genoeg word nie, lewe hulle bly en dan as die somer weer kom het jy dubbel soveel pla en siektes om te moet oorwin om jou oes te kry. Die ander ding wat gebeur in winter is dat bome, kyk hier om, het min blare, hulle groei ook nie boontoe nie. Al hulle energie gaan daarin om onder toe te groei, wortels te groei, dieper te boor, by die water uit te kom en die voedingsstowwe uit te kom. Maar bo lyk dit maar oes. Selfs met jou lewe in die winter. Jy lyk swak, die omstandighede is sleg en jy kan nie onder die grond sien wat die Here besig is om te vermag in die plekke wat jy nie kan sien nie. En ons doen baie onderhoude met baie mense en ek kan jou nou sê, mense wat deur hel is saam met Jesus Christus, het 'n diepte wat jy op geen ander manier kan kry nie. Want in die winter is wanneer jy magteloos is. Jou plan B tot plan Z is opgelos. Jy het nie meer geld nie. Jy kan nie meer iemand bel nie. En skielik moet jy daai skrif kry waarop jy kan staan. Skielik is jou gebede dringender en meer desperaat en jy moet in 'n onsigbare God jou vertroue sit. Skielik los jy jou twak, al die goeders wat jy nie andersins kon los nie, want jy weet as die Here nie nou help nie, gaan niks en niemand jou help nie. En dan gaan dit oor, jy kom deur, jy kyk terug daarop en jy sê, oh wow, die Here was goed, ek kan hom vertrou. En volgende keer as jy hom moet vertrou, is dit bietjie makliker. Natuurlik, 2 Korintiërs 12 vers 9, wanneer jy swak is jy sterk. Sy genade is vir jou genoeg, want sy krag word in swakheid volbring. En as dit dan weer somer raak, het jy meer blare, meer vrugte om groter seën te wees, liefde. Jy kan mense beter dien, want jy die winter deurstaan en jy het soveel meer om te gee. Nou maar toe, so moet jy weet, né? Ons gaan doen die winter.